Teunskriek. Ou bekende gesig by ons, welkom Dominee. Ons toetrede lied is gesang 512 vers 1, waarna u kan bly staan tot na ons lofsang. Dit gaan goed met die mens vir wie u uitkies en laat nader kom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in die huis in oorvloed geniet. Die goeie dinge in u heilige woning. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Psalm 118 vers 1, 5 en 7 waarna u weer kan sit.
Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas hoofstuk 5 en ons lees daarvan vers 27 tot 31. Lukas 5 is 'n besondere boek, opgeteken deur Lukas wat ook Handelinge opgeteken het. Hy was 'n dokter en hy het ook dan sy eie uitkyk op die sake gehad en 'n besondere manier gehad waarop hy sy evangelie verwoord het. Ons lees nou vanaf vers 27, dit gaan oor die roeping van Levi. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Tot sover. Kom ons bid nou saam en dat ons die Here kan vra dat hy vir ons sy woord nie net sal verduidelik nie, maar ook dat ons dit sal glo. Ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Al is dit koud, is dit tog warm hier in die erediens in u teenwoordigheid. Dankie vir u woord wat ons so pas kon lees en net nou na die uitleg van kan luister. Dankie ook vir die sakramente wat ons net nou gaan gebruik. Die sakrament van die nagmaal met die tekens van brood en wyn. Dit is vir ons 'n groot voorreg om enerzijds u woord te hoor en anderzijds die sakrament te mag geniet. Help u vir ons om nie alleen u woord te verstaan nie, maar dit ook te glo. En dat ons die wonder van u handelinge met die sondaars sal raak sien en waardeer. En dat ons elkeen vanmôre gevoed sal word deur die woord en die sakrament. Doen dit so tot eer van u naam. Amen. Ons sing nou Gesang 253 vers 1 en 2. Dit is ons gebed as gemeente om vir die Here te vra, wil steeds u waarheid meer aan my ontvou. Gesang 253 vers 1 en 2.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u ken die gesegde aan jou vriende word jy geken. En 'n ander een wat lui, meng jou met die semels en die varke vreet jou op. Dit moes ook in die gedagtes van die fariseërs en die skrifgeleerdes geleef het, met hulle opmerking toe Jesus 'n groot feesmaal bygewoon het, wat die tollenaar Levi ter ere van hom gehou het. Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? In Lukas 7 vers 34 haal die Here Jesus die fariseërs en wetgeleerdes aan as hy sê wat hulle van hom sê. Kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en wynsuipers. Vanoggend is die Here Jesus die gasheer by 'n maaltyd. Gesang 300 vers 1 druk hierdie waarheid so uit. Heer Jesus, kom en wil ons gasheer wees. Nee, wees u self die gasheer. Dis u fees. En die gaste? Sondaars. Elkeen wat die tollenaars belydenis van Lukas 18 vers 13, o God, wees my arme sondaar genadig, kan nasê, is sy gas. Die tollenaars was Jode in diens van die Romeinse owerheid wat belasting ingevorder het. Maar dan het hulle meer as die verwagte belasting ingevorder en hulle self so verryk. Hulle is in die oë van hulle volksgenote gereken as baie groot sondaars. En daar is op hulle neergesien. Die tollenaar van Lukas 18 is egter een wat sy sonde erken en bely het. Vandaar sy gebede om genade. Hier in Lukas 5 lees ons van Jesus wat 'n tollenaar roep om hom te volg. En dan het hy hom so gevolg dat hy sy disipel geword het. Hierdie Levi lees ons in Matteus 9 vers 9, staan ook bekend as Matteus. 'n tollenaar word 'n visser van mense. Broer en suster, ek het so 'n idee dat ons partykeer of selfs dikwels dink dat ons volmaak moet wees om vir die Here aanvaarbaar te wees. Ons sonde is dikwels van ons kant gesien 'n onoorkomelike struikelblok om vir God aanvaarbaar te wees. Maar hier sien ons dat van God se kant gesien geen sonde groter as sy genade is nie. Die tollenaar Levi het dit ondervind. Die tollenaar van Lukas 18 het dit ondervind. En die ruimte wat die Here Jesus vir sondaars het, word verder mooi belig in wat hy in Matteus 21 vers 31 vir die Joodse leiers sê. Tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk
van God in. Hoekom? Want hierdie groot sondaars, het die genade van die Here in hulle lewe aanvaar. Hoor hoe pleit Paulus by die Korintiërs in 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Nou broer en suster, ek kom baie keer onder die indruk van 'n groot stuk seer wat baie mense in hulle ronddra. 'n Stuk seer vanweë verskillende redes. Nou u weet wat bring die seer in u eie hart. Maar baie daarvan is vanweë sonde. Baie van ons loop met 'n groot stuk spyt rond oor dinge wat verkeerd gedoen of gesê is. Al hierdie dinge is geneig om ons bedruk te laat voel en ons laat wonder hoe die Here ons ooit daarvoor kan vergewe. Weet u hoe hy daarvoor kan vergewe? Kyk wat staan voor u. 'n gedekte tafel met brood en wyn. Dit is nie hier waar die sondes vergewe word nie, maar die tekens dat ons sondes reeds vergewe is. Dat die Here Jesus aan die kruis ons reeds met God versoen het. Dit is so 'n werklikheid. As wat u die brood en die wyn gaan proe en afsluk. Dit onderstreep God se groot genade vir sondaars. Sy genade is groter as ons sonde. Ons kan vanoggend die evangelie met ons ander sintuie as die normale ervaar. Normaalweg kom die evangelie na ons toe deur ons oë en ons ore. Deur dit wat ons lees en hoor. Maar hier by die nagmaal kom die evangelie na ons. Ook deur ons tas, reuk en smaaksintuie. As ons die brood en wyn neem, dit eet en drink. So kom versterk hy ons kosbare geloof. Gee hy ons 'n nuwe greep op die heerlike evangelie wat verkondig dat hy sondaars al hulle sonde vergewe en uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Dra u dalk 'n stuk seer in die hart rond vanweë sonde? Beleef u sonde as 'n onoorbrigbare versperring tussen u en God? Jesus, ons gasheer, nooi u uit na hierdie maaltyd wat hy vir sy vriende, sondaars, voorberei het, as hy in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Amen.
Gemeente, kom ons staan vir die geloofsbelijdenis. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 562, vers 2, waarna u weer kan sit. Aan ons geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys en elkeen soos volg in sy en haar hart te sê. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Ja, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, nou en vir altyd. Amen. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet op vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy,
Wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 493 vers 1, 3, 5 en 6 en dit met beurtsang waarna u weer kan bly staan tot vir die seëngroet. Geliefdes, ons vang die seën van die Here en gaan leef onder hierdie vrede in die week wat voorlê, wetende ons is begenadigde en verloste sondaars. Ons kan daarom in antwoord op die Here se liefde vir hom lief hê met ons hele hart en al ons verstand. Ontvang nou sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen.